Goeiedag, ons is hierdie week besig met 'n reeks hier vanuit Matteus 6 uit. Ons het hier van vers 19 gelees al van maandag af en ons gaan dan nou vandag afsluit met vers 26. En dit was werklik waar so opbouend geweest, net om weer eens na Jesus se woorde te luister en te hoor wat sê hy, hoe ek en jy moet lewe. Nou kom ons lees saam Matteus 6 vers 26. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Nou, Jesus daag ons uit om bietjie in die skepping te gaan rondloop dalk vandag en net te gaan kyk. Nou ons is in die winter nou, is 'n koue seisoen en as jy gaan kyk na die bome, meeste van die bome het nou al hulle blare verloor. Daai takke, dit lyk nie vir my of daai takke enigsins met bekommernis leef nie. Dis nie asof hulle wonder, ons is nou kaal, ons is bekommerd, gaan ons ooit weer ons blare terugkry nie. Dit is maar net deel van die seisoene van die lewe, die natuurlike seisoene van winter en somer en herfs en lente. Hulle gaan deur daai verskillende seisoene. Net so as jy gaan kyk na die voeltjies, nee, hulle maak nie in skure bymekaar nie. Hulle sit nie op hulle takkies en wonder wanneer kom die volgende wurmpie nie. Hulle kos, hulle lewe nie. Dis nie vir hulle die prioriteit nie. Hulle doen net wat hulle moet doen. Net so moet ek en jy uitvind wat moet ons doen. Wat is God se skepingsdoel of droom vir ons lewens? En ons vind dit nogal nie in Jesus se woorde in Markus 12. Hy sê, julle moet die Here, julle God lief hê, met julle hele hart, siel, krag, verstand, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. So, miskien moet ek en jy begin konsentreer op wat die Here vir ons gesê het, ons moet doen. En dan gaan ons nie verward rondkyk en sê, maar moet ek nie meer, moet ek nie dit, moet ek nie dat nie. Ons moet begin fokus op Jesus se woorde. Maar doen jouself 'n guns, gaan loop bietjie in die natuur rond, dalk daar buite, bietjie net op 'n grasperk, kyk na die berge, kyk na die bome vandag en kom net weer agter dat die Here hou hierdie skepping in sy hande vas. Kom ek en jy bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag na die skepping kan kyk en kan leer uit die skepping. Here, dat ons baie meer werd is as die voeltjies. Dat ons baie meer werd is as die bome of die berge. Here, dat ons as die kroon van u skepping gemaak is. Here, en help ons om so te lewe. Dankie vir die wyse woorde, dankie vir die week en dankie dat u ons seën met u teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil jou uitnooi om môre deel te wees van ons erediens op ETV saam met Andries waar hy vir ons die woord gaan bedien en ek bid dat jy die res van jou naweek sal geniet en dat jy goeie tyd saam met jou geliefdes sal spandeer. Baie dankie.